Galasiërs 5:16 sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Amen. As wat anderste. Daar's ander dinge wat jou lewe vir jou wil bepaal. Ek by vanoggend se boodskap wil uitkom oor hoe ek en jy tussen die stemme wat in ons kop is kan onderskei en hoe ek en jy die Heilige Gees se stem kan uitken tussen die ander stemme om my, het die Here, glo ek, vir my 'n droom gegee om hierdie preek, hierdie boodskap wat ek glo ek het van die Here gekry, op te som vir ons in hierdie droom van my. Staan en praat ek voor 'n klomp mense. En in plaas van dat daar woorde hier by my mond uitkom, kom daar 'n fyn woestynsand uit my mond uit. En dit sprei so oor die mense. Dan kom ek agter, dit is net sand en ek probeer my mond so afvee. Maar jy weet mos nou, as jy gehardloop het, geoefen het of baie gepraat het, dan begin jy mos so sweet in jou mond, né? Maar soos ek afvee, kom ek nog steeds agter, daar is nog steeds fyn sand hier om my mond. En dit sit so in 'n ring so om my lippe, en dink ek is nou oor, en ek begin te weer praat met die mense, maar daar kom net meer sand uit my mond uit oor die mense, en die volgende oggend, ek gaan bid, en ek het by die Heilige Gees gaan vra, Heilige Gees, sê vir my, wat hierdie droom tog kan beteken. En ek glo die Heilige Gees het vir my hierdie boodskap gegee vir alle geestelike leiers. En wanneer ek praat vir alle geestelike leiers, praat ek nie net van die dominee of die pastoor of een of ander man wat voor staan en preek by mense nie. Ek praat van jy in jou leierskapsrol as 'n kind van God. Die eerste ding wat die Gees my uitgewys het van hierdie droom, wat jy nou daarna kyk, is daai sand. En ek het dadelik geweet binne in my terwyl ek sit en bid, dat dit iets is wat nie so moet wees nie. Want dit is nie wat 'n kind van God se mond, wat by 'n kind van God se mond moet uitkom nie. Dit moes mos lewende water wees in die sand nie. Is dit nie? So hier is die boodskap wat ek toe verder gekry het. Sê soos die woord van God staan, laat hom of haar wat 'n oor het hoor wat die Gees vir die leiers wil sê. Skuldig is hy wat die sand sien en wat weet dat dit wat by sy mond uitkom sand is en nie tot inkeer kom nie. Hy soek nie meer na die lewende water nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Laat my mense drink van die lewende water. Sand kom van die aarde, maar lewende water vloei vanuit my troon. Hoe kan ek dit vir jou nog duideliker stel? Jy is so afgestomp geword. Keer terug na die water wat ek gee. Keer terug na jou knieë, want daar sal jy die lewende water kry. Die wat van die aarde is, hulle sal jou prys vir hierdie sand. Daarvan wil hulle drink, maar hulle dors sal nie geles word nie. Maar hulle, wie ek jou sal gee, hulle dors sal groot wees. Hulle het die lewende water nodig. Enigiets anders as die lewende water sal hulle dors nie les nie. Gee vir hulle om te drink van die lewende water. En dan aan die Christene, aan die gemeentes. Laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Moenie ou parels vir die varke gooi nie. In hierdie tyd
gaan jy vir jou olie bymekaar moet maak. Wat is hierdie parels? Dit is die dinge wat vir jou van groot geestelike waarde is, wat die Heilige Gees reeds vir jou geleer het. Soos die evangelie, die waarheid van die woord van God, geestelike wysheid en koninkryk beginsels. Moenie dit wat hy reeds vir jou as kind van God geleer het, vir die mense gee nie, wat hardkoppig is, wat veragtend is, of doelbewus vyhandig teenoor God se waarheid is nie. Hoekom nie? Want hulle sal dit vertrap. Hulle sal met jou stry. Hulle sal jou teenstaan. Hulle sal dit wat die Heilige Gees reeds vir jou geleer het, van by jou wil kanselleer. Moenie jou parels vir hulle gooi nie. Die olie, wat moet jy bymekaar maak in hierdie tyd, sê die Here vir jou? Glo ek met my hele hart, dit simboliseer die werking van die Heilige Gees in en deur jou. God wil in en deur elke kind van God werk. Halleluja. Gee die Here 'n kans. You must allow the Holy Spirit to work through you. Jy gaan daai olie nodig hê. Die salwing van die Heilige Gees is jou olie. 'n Verhouding met God is jou olie. Geloof waarin mense volhard tot die einde toe, dit is jou olie wat jy bymekaar moet maak in hierdie tyd. En dan glo ek het die Heilige Gees vir my verder gesê, die tyd is hier. Die tyd van die 10 maagde het aangebreek. En toe die tyd van die 10 maagde aanbreek, en ons ken die storie, as jy dit nie ken nie, gaan lees in Matteus 25 van die 10 maagde. Wat het die 5 gedoen wat verstand gehad het, en wat het die 5 gedoen wat nie verstand gehad het nie? Wat dwaas opgetree het oor die olie? Die vraag wat die Heilige Gees toe vra is, gaan jy wys wees met jou lewe verder in hierdie tyd, of gaan jy dwaas optree met jou lewe verder in hierdie tyd? En hier is 'n waarskuwing. Slegs hulle, en dit staan in die Matteus 25, gaan lees dit, slegs hulle wie se lampe vol olie is, sal saam met die bruid na die bruilofsmaal gaan. Daarom, maak jou gereed. Sal jy luister wat die Heilige Gees vanoggend in jou oor wil fluister, of in jou hart wil sê? Sal jy vanoggend van die lewende water drink? Hoor wat sê die Here. Kom en drink van die lewende water. Glo ek, spreek die Here.